In die middel van Muizenberg se historiese myl staan die statige Casa Labia. Dit is die eertydse amptswoning van Graaf Natale Labia, die eerste Italiaanse gevolmagtigde minister in Suid-Afrika. As 'n mens in so 'n indrukwekkende tuin staan, kan mens nie help om soos 'n grafin van ouds te voel nie. Ek kan nie wag om te sien hoe lyk die huis van binne nie. Ons is hier om 'n periode partytjie te hou, maar gesels eers geskiedenis. Graaf Labia het in 1916 hierheen gekom en is getroud met die dogter van mynboupionier Sir J.B. Robinson. Na Robinson se dood in 1929 het die egpaar die huis gebou. Dit is van die begin af ontwerp om nie net 'n gesinshuis te wees nie, maar 'n Italiaanse legasie. Dus die amptelike woning van 'n Italiaanse diplomaat. Vandag behoort dit aan sy kleindogter, Antonia Labia Hardress Williams en haar man Gareth. Ek moet sê dit is 'n ongelooflike mooi huis. Baie dankie. Antonia, jou oupa was baie lief vir Italië en Suid-Afrika. Hoe versoen Casa Labia sy twee groot liefdes? Wel, hierdie huis is in 'n Venetian stijl gebou. My opa was van Venetië af. En hierdie huis vir my bring by mekaar die beste van die twee lande. En hier agter ons is 'n portret van Antonia se oupa, die Graaf Labia, en sy uniform wat hy daar dra is wel hier in die huis in 'n glaskas. En daai skildery is van my opa se graf in Lakeside. En die foto is van my opa en my oma en my pa en sy broer, Joseph. En in die ander foto is ek en my gesin. Ek het gehoor hy wou so graag die huis Italiaans hou dat hy selfs 'n gondelier ingevoer het. Ja, dis waar, hy het self die gondola en die gondelier ingebring. En die eerste dag toe hulle dit op die water gesit het die suidooste so gewaai dat hy in die riete beland het en hy was dieselfde dag weer op die boot Italië toe. Die huis is destyds gevul met items uit die 18de eeuse Venesië. Dit is onlangs gerestoreer en het in Mei geopen as karaktervolle restaurant, onthaalplek en galery. Ek kan my net indink hier is fantastiese partytjies gehou. Ja, omdat my opa die ambassadeur vir Italië was. Die koning van Italië het hier geëet. Dit was die eerste partytjie wat hier gehou was. En omdat hy die Italiaanse ambassadeur was, daar was baie politicians en ander belangrike mense wat hier geëet. En die mees onlangse partytjie was vir die koningin van Spanje gedurende die wêreldbeker. Soveel statigheid en oudhede oral om ons skep net die regte gevoel vir ons partytjie van weleer. Mabel Steenkamp van die Gieter, 'n blom- en plantbesigheid in die Parel, en Barry Geier van Event and Design het die tafel se tyd laat stilstaan. Barry, ek dink die graaf sou tuis gevoel het by die tafel. Ons het vandag besluit om baie baldadig, oordadig en met pragt en praal te gaan, soos ook die huis waar ons vandag is. Ons het ook besluit om baie met gekleurde glas te werk. Venesië is natuurlik baie bekend vir sy handgemaakte glas en gekleurde glas. So ons het baie gewerk met die rooi en die blou en die groen en die geel glas. Dan het ons ook die klein gekleurde parfuumbotteltjies bygesit om net die persoonlike idee by te sit. En natuurlik is Italië bekend vir al sy beelde, so ons het oral klein beeldjies van engele en so ook bygesit. Dan het ons die kandelaar gebring, groot en oordadige kandelaar, so hy vorm die tema van ons tafel vandag. En die limoncello, is dit 'n geskenkie? Dis 'n geskenk vir ons gasvrou vandag, ja. Die tradisionele Italiaanse drankie word gemaak deur die skil van 10 tot 15 suurlemoene weke lank in 'n bottel vodka te laat lê en dan met suikerwater te verdun. Mabel was besig met die blomme. My wil die blou reën wat jy gebruik het laat my dadelik aan 'n Italiaanse villa dink. Ja, definitief, nee. Wiekie, die vrugte wat ek gebruik het, soos die granate en die vye en die druiwe is almal heeltemal so eie aan die Mediterrane streek. En ek het dit absoluut net laat uitpeel op verskillende maniere. Miskien hier in die silverbeker, hier 'n pragtige silwer in. Die Romeinse kruike op die tafeldoek was eintlik my inspirasie, Wiekie. En ek het dit probeer deurtrek in al die houers wat ek gebruik het. Wiekie het die allerheerlikste geure uit die kombuis geruik en gaan loer. Die foto in 'n boek oor Venesië het ons twee chefs, Jolandi Skuman en Karel Weideman, begeester. Hulle is albei dosente by die Institute of Culinary Arts in Stellenbosch en sê dit was heerlik om 'n gepaste spyskaart volgens die tema te ontwerp. Jolandi, dit sal seker nie gepas wees om kookinspirasie van enige ander plek as Venesië te kry nie. Definitief, Wiekie. Die Italianers is sulke passievolle mense en dit was regtig maklik vir ons om geurende en kleurvolle disse te kry. En soos jy kan sien hierso, hierdie was 'n Venesiese banketstyl en dit was groot en
uitspattige etes wat hulle gehad, hulle het die hele vark op die tafel gehad. Vir Italianers was dit altyd belangrik om die integriteit van die bestanddele te behou. So hulle sou daardie dag mark toe gegaan het en gesien het wat vars op die mark is en dan van daar af hulle geregte voorberei. So afhangende of dit nou vars vrugte of groente was, sou die geregte daarop gebaseer wees. So Karel gaan net vandag dit 'n meer moderne toepassing gee vir die geregte wat ons vandag vir die gaste gaan bedien. Karel, ek sien jy het die tema geïnterpreteer as risotto. Ja, die risotto is bietjie meer sopperig, maar is nog steeds 'n risotto. En in hom het ons vars ertjies gebruik en dan ook pancetta. En dan is dit basies 'n risotto met 'n bietjie parmesaankaas en ons gaan hom bietjie mooi maak met rocket en pancetta crisps en dan ook parmesan shavings. Hoekom is dit meer loperig? Wel, omdat dit echt Venesies is, sit hulle net meer of groente of selfs 'n hoenderaftreksel by en dit maak dit 'n bietjie meer sopperig. En vir die hoofgereg neem ek aan jy gaan ietsie visserigs maak, sien jy dat dit 'n waterstad is. Ja, weet jy, ek gaan vir ons 'n viskoekie maak of hulle noem dit 'n fritter. Ek het nou al reeds begin deur ons aartappels te kook en jy moet nou net vir ons mash daarvan maak. Ek het al reeds die gesoute stokvis pocheer, dis in ons witwyn, melk, ei en knoffelmengsel met ons laurierblaar, so dis nou gereed om gevlok te word. Karel, hoekom gebruik jy stokvis? Want dit is tog 'n reg Suid-Afrikaanse vis. Ja, dit is, maar dit is ons plaasvervanger vir cod, wat eintlik meer Venesies is en wat in hulle waters voorkom, maar sy tekstuur en sy kleur van sy vleis is presies dieselfde. Jy gaan gou vir my die mash klaarmaak en met dit voeg ons 'n gevlokte stokvis by. Ons gaan ons eiergeel, meel, petersilie en ons nutmeg byvoeg. Dit word alles dan goed saamgemeng. Ons proe 'n bietjie vir sout en peper. Die vis is daarom al klaar gaar. En dan gaan dit yskas toe, so vir 5 tot 10 minute. En as dit uitkom, dan gaan ons balletjies daarvan vorm, bietjie in meel toemaak of dust en dan gaan ons dit panbraai. Op die bord kom ook kapok botterboontjies, roket en petersilie, geblancheerde groenboontjies, ertjies, dennepitte, 'n stukkie stokvis en 'n puree van vis, olyfolie en melk. En nou is dit eintlik tyd vir pudding. As ek dink aan Italiaanse pudding, dan kom iets met likeur by my op. Ja, we ken vandag doen ons Venesiese frittoli en dit is basies fritters of warme fritters wat grappa geweekte rozijne bevat, saam met pine nuts en wel die grappa. Grappa is 'n soort brandewyn met 'n druiwe en appelmoes basis en bevat tussen 35 en 60% alkohol. Karel het die meel gesif, voeg melk en eier by en meng goed. As dit deurgeroer is, volg die rosyne, dennepitte en die oorblywende grappa. Hierna kom die groot roer, want jy moet aanhou meng totdat die beslag glad en dik is. Voor sy begin het sy reeds die gis in lou water opgelos. As jy 'n kranige bakker is, kan jy jou eie gisplantjie kweek, maar kitsgis werk hier ewe goed. Dit word ingemeng en dan word die deeg 3 ure gelaat om te rys. Karel, kan mens enige soort likeur gebruik? Natuurlik, ons doen vandag net die reg Venesiese ene, maar jy is welkom om 'n sitruslikeur te gebruik en dan kan jy self die sitrusskil insit van jou lemoen of selfs suurlemoen. Dan gee dit net vir 'n ander geur. Die deeg word toegemaak en laat rys, maar Karel het vroeër nog 'n beslag gemaak wat reg was vir diepbraai. Sy demonstreer hoe om dit maklik in die olie te kry. So wat ons nou basies gaan doen, ons gaan nou 2 natlepels neem, vir ons mengsel daarop uitskep en dan in ons warme olie wat op 180 grade verhit is, dit diep vet braai, uithaal, laat dreineer, afkoel en dan gaan ons dit met bietjie versiersuiker net dust. Die frittertjies gaan ek maar net opdien saam met amaretti wat amandelbeskuit is en dan ook biscotti wat albei reg Venesies en Italiaans is. Karel, ek kan nie wag om hierdie nou net te probeer nie, maar ek moet nou eers gaan optof, so ek sien jou 'n bietjie later. Okay, ciao. Ouer gewoonte het Annie Zegers van Annie's Wardrobe ons gaste in 'n 30 styl kom tooi. Hulle moes lyk soos Graaf Labia en sy vrou Aida toe hulle in die tyd onthaal het. Ek is mal oor die flair van die 1930s. Hoe sou jy die styl van die tyd tipeer? Baie minder juweliersware as in die 20s, groot borspelde, groot blomme. Hulle was baie lief om flouncy moue te hê en dan 'n ronde kragies, amper soos die baadjie wat ek aan het op die rokke. Die jasrokke was nogal 'n groot ding geweest. Baie mooi hoede in allerlei shapes en sizes en kleure en geure. Die mans het ook 'n redelike verskeidenheid hoede gedra en dit was baie elegant geweest. Vicky het haar oog op 'n bruin nommertjie, 'n nagemaakte pels en 'n bypassende hoed gehad. 'n Kleur wat volgens Annie uitstekend by haar hare pas. Die huis is in skakerings van salmpink, blou en antieke goud. Meubels is handgemaak met pragtige gekerfde detail en al die materiaal is nog die wat uit die 1920s hierheen ingevoer is. Ek dink ek kon maar die 1930s geleef het.
Kom ons gaan nou 'n partytjie. Behalwe almal wat aan vandag meegedoen het, is ons gaste akteurs Brendan Daniels en François Tourin. Brendan was in Vallei van Sluiers en Interrogation Room, terwyl François in Stemenland was en 'n aanbieder van Kyknet Produksies. Brendan, François, akteurs met gereeld karakters uit ander eras uitspeel. Nou as jy in 'n ander tyd kon leef, wat sou dit wees? Vir my persoonlik, die 1950s. Hoekom? Elvis Presley, rock and roll, en sorgevrye dae. Ek kan jou sien met so 'n ster. Ja, ek dink ek sal moet sê die 1980s. En dis maar omdat ek 'n kind van die 80s was en ek dink die mense het nogal wonderlik aangetrek in daai tye, jy weet. Lekker bult geel en pink saam en sulke dinge, lekker kombinasies. En shoulder pads. Ja, wat is mens sonder shoulder pads, nee? Ja. Wel, ek is nou nie 'n diplomaat, koningin of grafin nie, maar daar's geen rede hoekom jy nie in 'n tydmasjien kan klim net vir 'n dag en jouself so 'n bietjie kan verbeel nie. Natuurlik moet so 'n nostalgiese geleentheid met gepaste musiek afgerond word. Dit word verskaf deur 3 musikante van Trilogy Music. Sit terug en geniet. Kom